Goeiemôre broeders en susters, hartlik welkom. Dankie dat julle, soos ek, die koue trotseer vanmôre om hier in die erediens by mekaar te kom en die Here te kom dien. Baie welkom. Ons sing die toetrede lied. Ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam van die God wat die hemel en die aarde geskape het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van God die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God se wet, hy is liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.
Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 232, vers 1 en 2. Gemeente, as geloofsbelijdenis, het Dominee gevra dat ons Gesang 260 vers 1 sal sing, asseblief. 11. Vers 11, dit Ja. is net 1. Dit daar so. Geliefdes, ek wil graag vir julle hier uit Matteus hoofstuk 25 'n gedeelte lees. Dit maak deel uit van Jesus se profetiese rede. En dit gaan oor die gelykenis van die 10 meisies. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep:
Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe. En die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. En dan lees ek ook hier uit 1 Tessalonisense 5, enkele verse wat die apostel Paulus aan die gemeente van Thessalonika geskryf het, een van daardie vroeë Christelike gemeentes. Oor die tyd en omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Julle weet self maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Broeders en susters, dit is ons skriflesing, en ek hoop jy het die vermaanings in hierdie twee skrifgedeeltes baie duidelik gehoor. Nadat ons gebid het, sing ons dan Gesang 5, 9, 7. En dit is 'n lied wat 'n mens nie net 1 of 2 strofes van kan sing nie, jy moet maar al 5 sing, want dit maak sin. So Gesang 5, 9, 7 gaan dit wees, en ons sing dan al 5 die strofes. Kom, laat ons nou saam bid. Here, almagtige God, wat 'n voorreg het ons, as nietige sondaar mense, om hier in die kerk, in die erediens, u heilige naam in ons gebed te kan aanroep, en ons loflied
tot U aan te hef. Want U is God almagtig, U is die skepper en onderhouer van alles en almal. En ons dank U, Here, dat ons mag weet, dat ons lewe elke dag veilig in U Vaderhand is. En Here, ons dank U, dat U ons tegemoet tree deur U woord en deur U Gees, want so wil U ons geloof in U kom versterk, sodat ons geloof brandende sal bly, wanneer Jesus weer kom. Ons bid, Here, dat U deur die prediking in mensewoord tog tot ons sal spreek en dit sal omvorm deur U Heilige Gees as God se woord wat ons aanspreek. Wil daartoe ons ore, ons verstand, maar ook ons harte oopmaak, dat U woord in ons harte tuis kom en U Heilige Gees sy oortuigingswerk tot geloof in ons harte sal doen. Here, seën ons dan hier tesame, wees met U kerk oor die ganse aarde, gee dat daar waar die evangelie verkondig word, mense tot bekering sal kom, en U koninkryk sal uitbou, en verlore sondaars die verlossing in Christus mag geniet. Here, hoor ons gebed, seën ons tesame. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Skuil wonder
Broeders en susters, ek aanvaar, want as ek so kyk, dan sien ek ons is almal, die meeste van ons is van die dae voor die wêreld bestaan het, né? Ek aanvaar u almal ken die kerklike jaar. Met die kerklike jaar wat bestaan uit sekere dae soos Kersfees en Goeie Vrydag en Paasondag, sekere dae wat ons gebruik in die kerk om sekere geleenthede wat met ons verlossing in Christus te doen het, te vier en te gedenk. Maar daar is ook tye wat deel is van die kerklike jaar. Soos die 4 adventsweke voor Kersfees. Vir 4 weke lank is advent, is die verwagting op die koms van die heiland, van God se seun. En eintlik behoort 'n mens met daardie adventstyd ook aandag te gee aan die wederkoms. Maar ek is bevrees, dit is 'n onderwerp wat 'n bietjie aan die agterste speen suig in daardie tyd. Ons is te gefokus op die wonderlike Kersfees gebeure met al die liggies en geskenke en die ete en kuier saam en so meer. Ons vier Kersfees, die koms van Jesus in die krib van Bethlehem. Dit is eintlik jammer, want ek sien in die Bybelse dagboek, jy weet daai almanak wat ons het, waar al die gemeente se besonderhede in is, waar is die kerk, wie is die dominee, wie is die ouderling, skribas, kassier, orrelis en so meer, en verder aan is daar oordenkings wat dominee skryf, een vir elke dag van die jaar. En ek het nou van die gelykenisse van die predikings gelees, en ek moet vir u sê, ek was partykeer maar 'n bietjie bekommerd en teleurgestel. En dit is 'n bekommernis wat nie net ek uitgespreek het nie, wyle Dr. Daan van Wyk het net voor sy dood 'n boek geskryf oor die koninkryk van God. Gelukkig het hy dit afgehandel kort voor sy dood. Ek het 'n eksemplaar en daarin spreek hy ook sy kommer uit dat die eskatologie, soos dit genoem word, die wederkoms, nie in baie van daardie oordenkings in die almanak na vore tree nie. Want u sien, broeders en susters, sedert Jesus se belofte aan sy disippels op 'n keer toe hy vir hulle gesê het dat hy weggaan, het hy vir hulle gesê, maar ek sal terugkom, sodat julle ook kan weet waar ek is. Ek sê julle kom haal. Dit was 'n belofte wat die disippels aan vasgeklou het. Hierdie Jesus kom weer. En toe op die Olyfberg, 'n tyd daarna, het hierdie disippels gestaan en aanskou hoe die Here Jesus in die hemel opgeneem word. Een van die evangelies sê, 'n wolk het hom voor hulle weggevat. En toe verskyn daar 2 manne met wit klere. En die sê vir hulle, hierdie Jesus wat julle so sien weggaan het, sal weer net so kom. So van die hemelvaart af en van Pinkster af. Want toe het die kerk ontstaan en is die evangelie verkondig. Is die koninkryk van God deur die apostels verkondig. En gemeentes, kerke wat daarna ontstaan het, het voortgegaan daarmee tot vandag toe. Die wederkoms van die Here. En ons kry hierdie belofte nie net uit die Nuwe Testament nie. Daar is ook geskrifte in die Ou Testament, profesieë, wat daarop sin speel, dat die Here eens sy werk volledig sal voltooi, wanneer hy Israel se koninkryk volledig sal vestig. Die vroeë kerk
wat deur die werk van die apostels en veral die apostel Paulus wat deur Europa getrek het met sy prediking, het daar oral Christelike gemeentes ontstaan, te midde van al die vervolging, en toe dit op 'n stadium gestaak is, het die gemeente skielik ontplof en na vore gekom. En selfs daar die vroegste gemeentes, het dieselfde belydenis bely wat ons in ons belydenis bely wat ons nou nie gelees het nie, maar ons glo dat Jesus weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat gesterf het. En ek het met opset 'n klompie skrifgedeeltes aangehaal wat daarop sin speel, dat daar hierdie belofte van die Here is, dat daardie dag beslis sal wees, maar 'n dag van lewe of dood. Dit is belofte wat beloof, maar wat ook vermaan om waaksaam te wees, maar om ook te vertroos en te bemoedig wanneer ons moedeloos is, wanneer ons siek is, wanneer ons begin om aan hierdie geloof te twyfel. Ons glo die wederkoms, maar ons sien ook met verlange daaruit dat dit moet kom. En hierdie laaste ding wat ek nou gesê het, speel 'n baie klein rolletjie in ons Christelike lewe. Ons is so ingestel op hierdie wêreld en wat hier gebeur, dat ons nie altyd daaraan dink dat die wederkoms word nie net vir 3 Sondae in die kerklike jaar hier teen die einde van die jaar in die prediking ter sprake gebring nie. Die wederkoms is ter sprake elke dag van die jaar sedert Jesus se hemelvaart en die Pinkster gebeure. Met sy eerste koms staan daar, toe die volheid van die tyd gekom het hy sy seun gestuur. Met ander woorde, toe die tyd vir God reg was, om sy seun te stuur daar in die stal van Bethlehem, toe het hy dit gedoen, om verlossing te bring. Maar wanneer die tyd weer vir God reg is, sal hy weer sy seun stuur. Paulus sê, daardie dag sal kom, soos 'n dief in die nag, onverwags. Net soos die 10 meisies ook moes leer, jy moet gereed wees, want jy weet nie wanneer hy kom nie. En as hy kom, moet jou geloofslig genoeg olie hê, om te bly brand tot op daardie dag. Jesus het opgevaar na die hemel. Miskien is dit miskien nodig om iets oor die hemel te sê, want ek dink daar's baie mense wat baie keer wonder, maar waar is die hemel? In die oertyd het mense 3 hemele gesien. Hier waar die voëls vlieg, die wolkehemel, die bloue koepel, en agter die blou koepel is God se hemel, en in die nag steek hy die liggies aan wat as sterre skyn. Ons kan hulle nie kwaadlik neem dat hulle so gedink het nie. Hulle het nie ander kennis gehad nie. Maar deur die jare het die wetenskap ontwikkel. In 1959 het die Russe 'n ruimtetuig opgestuur wat vir Yuri Gagarin, die ruimteman, ingehaat het.
En hy het so 'n slag of wat om die aarde gewentel, en toe hy terugkom, toe sê hy, ek het nie 'n hemel gesien nie. Die arme man het nie eens 'n verkyker gehad nie. Maar toe, in 1990, het die fisika wetenskap verder ontwikkel. Mense het die hemelruim bespied en bekyk. Ek praat nou nie eers van Galileo Galilei nie, wat gesê het die aarde is rond en hy draai, en die son is die middelpunt van die aarde, en toe wou die Romeinse kerk hom verbrand. Maar hier in 1990 het die Amerikaners 'n Hubble-teleskoop om die aarde gestuur, so 500-600 kilometer bo die aarde, met 'n baie kragtige lens. Aanvanklik was een van die spieëls krom, en toe stuur hulle een van hierdie shuttle ruimteskepe op met tegnisie, en hulle toe die een spieël wat verkeerd was reggemaak. Vanaf 1992 stuur hierdie Hubble-teleskoop foto's terug van melkwee, wat ook galaksies genoem word, wat ligjare ver is, met triljoene sterre. Dis nie net ons melkweg hierbo, waarvan die aardbol deel is. Daar's miljoene ander. En so 'n paar jaar terug toe kom hulle en hulle stuur die James Webb teleskoop op. Vanoggend hoor ek daar's weer een op pad wat nog sterker is. Maar hy kyk toe nog verder. Broeders en susters, ons kan dit nie vir onsself indink hoe groot en wyd is God se skepping nie. Daardie teleskope kyk miljoene ligjare ver. Hulle sien miljoene ander galaksies, ander melkwee, hulle sien triljoene en triljoene ander sterre. Die hemelruim het nie 'n middelpunt nie, en hy het ook nie 'n grens nie. Dit is God se skepping, wat ons nou eers in ons moderne tyd ontdek. En nie een van hierdie teleskope, hoe ver en hoe duidelik hy gekyk het, en wat sy foto's hy teruggestuur het, nie een het God se hemel ook gesien nie. En weet jy wat is die rede? Die rede is God se koningsheerskappy, sy hemel, is nie binne sy handewerk, sy skepping. Hy is wat hulle sê, transcendent, buite sy skepping. Net soos 'n pottebakker. Partykeer is daar, miskien van u wat pottebakkery beoefen. 'n Pottebakker vorm die klei op die draaiwiel tot 'n mooi blompot. En dan staan die pottebakker terug en aanskou sy handewerk wat hy geskep het. Maar die pottebakker is nie deel daarvan nie. Hy staan terug en hy sien dit wat hy geskep het. God is transcendent. Hy is buite hierdie skepping, al is hierdie skepping ook hoe ver en wyd, hoeveel ligjare ver. 'n Ligjaar, broeders en susters, as ons daai getal moet skryf, sal dit 'n 1 wees met nulle wat by die deur uitgaan. Want u weet, lig trek teen 300 km per sekonde. 'n Ligstraal sal 6 keer om die aarde gaan in 1 sekonde. Dan kan u self dink, hoe ver is dit? So u weet, dit is alles wat mense laat wonder. Maar waar is God se hemel? Dis nie iets wat ons moet pla nie. Ons kan nie God verklaar nie. Hy weet waar hy is. En as die tyd vir hom reg is, sal hy weer inbreek in sy skepping in. Net soos wat hy met die Here Jesus gedoen het, toe hy in die stal van Bethlehem gebore is. Dan sal hy weer in sy skepping inbreek op die jongste dag, op die dag van die Here, op die dag van die wederkoms, op die laaste dag. En dan kom hy, en sy wederkoms sal almal beleef. Almal wat gesterf het, sal dit beleef.
Paulus skryf in een van sy briewe waar hy sê, die ontslapenes sal eerste opstaan, en hulle sal saam met ons die wederkoms van die Here belewe. Maar nou het ek aan die begin vir u gesê, hierdie gelykenis wat ons gelees het, die woorde van die apostel Paulus aan die Tessalonisense, dra 'n vermaaning. By die meisies met die lampe is die vermaaning daarin, jou lampolie van geloof moet genoeg olie hê. By Paulus gaan dit daarom dat ons moet weet, ons moet in die verwagting leef, die dief kom in die nag onverwags. So sal die dag van die Here aanbreek onverwags. En ons sal dit beleef. Maar die belangrike ding hier, en dit is die vermaaning waarna ons moet luister. Broeders en susters, ons leef almal net eenmaal. Daar is nie vir ons 'n tweede kans nie. Die tyd is nou. Paulus skryf op 'n plek en hy sê, carpe diem, koop die dag uit, benut elke geleentheid. En daarmee bedoel hy, benut elke geleentheid om jou lampie van geloof vol olie te hou. En gereed te staan, want die dief kom onverwags. Die bruidegom kom onverwags. Jou lamp van geloof moet brand tot die einde toe, maar ons het net een kans om dit te doen. En dit is nou, terwyl ons lewe. En ons laat soveel kanse by ons verbygaan. Want die wêreld met al sy gebeure vat ons aandag. Dit pla ons. Dink maar net aan ons eie land. Wat gebeur daar daagliks in ons land? En ons hoor dit en ons sien dit op televisie. Ons lees dit in die bietjie koerant wat daar deesdae is. En die wêreld gebeure hou ons aandag besig. Dat ons nie verder kyk as die blou koepel nie. En dat ons nie dink aan die bruidegom wat op pad is. En dat hy sal kom soos 'n dief in die nag. Terwyl ek leef, is dit my geleentheid om die tyd uit te koop. En my olielamp te laat brand, vol te hou. En hoe doen ons dit? Waar kry ons hierdie olielampe? Waar kry ons die olie? In die erediens. En nie net die erediens nie, by die verkondiging van die woord. Verkondiging is 'n sambreelwoord. Onder hierdie woord verkondiging hang prediking, sakramente, sending, kategese, evangelisasie, pastoraat, oral waar die woord verkondig word onder hierdie sambreel. Daar hoor ons die evangelie. Dit is die olie vir ons lampe van geloof. En hoe baie laat ons dit by ons verbygaan. Want ons is te besig met die hier en die nou. En nou kom die finale waarskuwing. In my jonger dae, en dis ook al 'n hele paar jaar gelede, het ek by Prof Ben Engelbreg, een van ons kerk se voorste teologiese kenners, 'n bietjie dogmatiek verder studeer. En ons sit die dag daar in sy sitkamer, en nou praat ons oor wederkoms. En weet jy wat sê hy vir my? En dit het my tussen my oë geslaan en ek het besef, dis waar.
Ons het net hierdie een kans om daardie olielamp te laat brand, want die dag as jy jou laaste asem uitblaas, die dag as jy ontslaap, het die wederkoms as het ware vir jou plaasgevind. Want daar's nie 'n tweede kans. Ons moet mooi daaroor dink, dat ons tyd sal benut, dat ons geloofslampies genoeg olie sal gee, en dat ons waaksaam sal wees, want die bruidegom kom, wanneer ons dit nie verwag. Ons glo die wederkoms, want dis God se belofte. Maar ons sien daarna uit. Ons sien daarna uit, dat hy sal kom. Hoor hier in Openbaringe 22. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor, moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal met julle wees. Ons glo die wederkoms, onwrikbaar. Maar ons glo dit nie net van uit oortuiging nie. Ons glo dit met reikhalsende verlange, dat dit moet gebeur. Dat die dag van die Here sal aanbreek, wanneer ons sal tuiskom, in die nuwe stad Jerusalem. En ek het gesien, die nuwe stad Jerusalem het uit die hemel neergedaal. En daar sal nie sonde meer wees nie, en daar sal nie meer dood wees nie, die Here sal sy almal se trane van hulle oë afvee. Ons moet nie daaruit dink, dat hierdie aardbol gaan verander en vernuwe nie. Dit is 'n geval van verandering, maar totale verandering. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat dit ons as gelowiges beskore is om te sal geniet saam met die Here en saam met ander gelowiges, sal totaal anders wees as hierdie skepping. Maar ons hoef ons nie daaroor te bekommer nie. Dit is God se saak. Sy wil sal geskied. Ons het die troos. Ek glo en ek sal lewe. Want Jesus het beloof, die wat in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterf. Broeders en susters, glo die evangelie van harte. Maar verlang daarna, dat dit sal kom. Staan gereed. Amen. Ons dank saam. Here onse God, ons dank U, dat U ons deur U woord wys op U wederkoms. Dus dankie dat U eens gekom het om ons te verlos. Maar ons dankie dat ons ook kan verwag dat U weer sal kom. Dat ons in U ewige heerlikheid mag deel. Wil tog gee, Here, dat ons lewenstyd sal benut. Dat ons geloofslamp sal bly brand tot op die dag van die Here.
Hemelse Vader, ons bid vir hierdie gemeente, vir elke lidmaat, broeder en suster en kind. Ons bid vir die herder in sy huis, vir almal wat leiding neem, vir almal wat werk en ondersteun, wat getrou die eredienste bywoon. Here, laat u seën oor elkeen rus, en gee dat hierdie gemeente steeds met krag voortgaan, om u koninkryk te verkondig, wat ons volledig uit die hemel verwag. Dra ons in u Vaderhand in die week wat voorlê. Here, hoor ons gebed, en ons vra opnuut, vergewe ons sonde, in die naam van Jesus Christus. Amen. Gesang 599. As hy weer kom haal hy sy kinders, al sy kinders. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Ja, ons leef weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van God, die Heilige Gees, bly met julle almal. Amen.